Hoe gebeur dit, dat dit wat in my gees is, in hierdie fisiese wêreld realiseer? Want jy moet onthou, geliefde, dis wat die groot verskil maak tussen my en jou en die diereryk. Daar's twee groot merkwaardige verskille tussen my en jou en die diere. En die nommer 1 ding is, hulle het nie 'n gees nie. Ek en jy het 'n gees. Ons is gees. My ware identiteit en jou ware identiteit is jou gees. En ek en jy is 'n gees met 'n siel, met denke, met 'n vlees. 'n Dier het nie 'n gees nie. En daarom kan ek en jy praat. Want ek en jy realiseer dit wat in ons gees is, in hierdie fisiese wêreld, deur ons woorde. En dit kan 'n dier nooit doen nie. En ja, maar wat van 'n papegaai? 'n Papegaai kan nie praat nie. Hy kan net naaap. Hy kan nooit met jou 'n sinvolle gesprek voer nie, want hy het nie 'n gees nie. Ek en jy is die enigste skepsel met 'n gees, want ons is na die beeld en gelykenis van God geskape. En hy is 'n gees. En dan kom leer hy ons hierso. Hoe realiseer ek dit wat in my gees is? Daai identiteit van seun van God en die krag en die mag wat in my is. Hoe realiseer ek dit in hierdie fisiese wêreld? Ek spreek dit. Hy sê, want ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê. Ons het in ons vorige 2 episodes bietjie gepraat oor geloof. Hierdie vaste vertroue in dit wat ek hoop. Hierdie bewys van die dinge wat ek nie sien nie. My woorde is deel van daai bewys van dit wat ek nog nie sien nie, maar wat ek gaan sien, want ek sien dit in sy woord. En as ek dit in sy woord sien, dan kan dit in hierdie fisiese wêreld kan dit realiseer. En hoe laat ek dit wat in die woord gesien word en in my gees en in my hart 'n waarheid is en ek glo dit met my hele hart, hoe realiseer ek dit in hierdie wêreld? Ek spreek dit. Dit is hoe ons, dit wat in ons gees is, 'n fisiese realiteit wat word in hierdie wêreld.